Julle kan asseblief my vanoggend oopmaak by Hebreërs 4 vers 1 tot 11 en net voordat ons lees en die Here nader in gebed, is daar nog een afkondiging wat ek vergeet het, maar dit is 'n vreugdevolle afkondiging. Ons wil net vir Hannes hulle baie geluk sê. Hulle trou die 13de Desember en ons is saam met julle baie dankbaar en mag die Here ook die huwelik seën en ook ek wat onlangs getrou het, weet al die stres wat gepaard gaan met dit. Mag julle dit gespaar word en mag julle ook sodoende die troudag ook geniet. So dis Hebreërs 4 vers 1 tot 11 en ek deel maar net die tema vanoggend met julle. Die hooftema is wie is Jesus regtig en dis preek nommer 5 en die tema onder dit is die evangelie van die rus van die Here. Hebreërs 4 vers 1 tot 11. Net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, wat 'n groot voorreg is dit nie om vanoggend hier in u huis bymekaar te kom as u familie nie. En Vader, waar ons onsself nou voorberei om by u voete te kom sit, om uit u woord te lees, liewe Heer, vra ons dat die Gees, soos wat ons nou net gesing het, ons ware leermeester hier vanoggend sal wees. Vader, mag u ons denke sluit vir die wêreld daar buite. En Vader, met 'n lied in ons hart prys ons u so ook aan die einde van die jaar vir elke vrug wat gedra was in ons midde en vir elke persoon wat daar buite is wat ook u evangelie en u goeie nuus gehoor het. Maar Vader, ek vra spesifiek vanoggend, Vader, mag u ons seën met die wysheid en die insig waar ons miskien oor 'n bietjie moeiliker gedeelte praat in die woord. Mag elke een verstaan, liewe Heer. En Vader, mag die woord vanoggend ons vermaan en ons bemoedig. Want Vader, as die woord ons nie aanspreek nie, is dit ook nie nuttig nie. En mag die waarheid in ons harte nie net daar binne gevestig word nie, maar mag dit ons herskep en verander. Mag dit ons vernuwe en mag dit ons skep in die Seun se beeld. En Vader, as ons hier vandag uitstap, dat dit nie net 'n mooi boodskap sal wees nie, maar dat dit 'n boodskap sal wees wat my nader aan u bring, wat my ook 'n dieper betekenis van u sal verleen. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 4 vers 1 tot 11, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling. En vers 1 sê vir ons: Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het eers in die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur die ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid gespreek, soos gesê is, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hulle nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is ons nou al geruime tyd besig met die reeks wat handel oor wie is Jesus of wie is Christus werklik. En om eerlik te wees, ons kan eintlik aangaan met hierdie reeks vir 'n ewigheid. Want die hele woord is Christus self. Maar vanoggend is ek baie opgewonde met preek nommer 5 in die reeks,
om met julle te praat oor die tema wat handel die evangelie van die rus van die Here. En is nou iets wat 'n geruime tyd op my hart is, om te praat oor die rus wat Jesus vir ons bewerkstellig het, maar ook sodoende, wat is hierdie rus? Die rus van die Here. Wat is hierdie rus van om eendag in die hemel in te gaan? En sodoende gaan ons vanoggend en ook volgende Sondag kyk na hierdie rus. En ons gaan kyk eintlik vanoggend na hoe die evangelie eintlik al verkondig was volgens ons hoofteksgedeelte al in Moses se tyd. En ons gaan eintlik Jesus as redder vergelyk met Moses as redder. Die redder wat die mense uit Egipte uitgelei het, ook na God se rus, en dit is Kanaan. En kyk hoe Christus soveel hoër en meer is as wat Moses was. En sodoende, as ons na ons hoofteksgedeelte vanoggend kyk, sê vers 1 vir ons, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het. Nou, vers 1 praat van die belofte van die rus. En nou kan ons vir onsself vra, waarna verwys dit? Verwys dit na rus wat ons verkry nou tans hier op aarde? Verwys dit na toekomstige rus? En baie interessant, as ons na die Ou Testament kyk, en ons lees van die rus wat die Here daar beloof het, verwys dit na altyd en meeste van die kere na die land van Kanaan, die land van melk en hemel. En wat God die belofte gemaak het aan sy volk, die Israeliete, dat as hulle gehoorsaam is en as hulle hom volg, sal hy vir hulle hierdie land gee waar die vyande hulle nie sal omring nie, waar hulle sal veilig wees, waar hulle kan plant en vrugbaar wees, waar hulle kan voorplant en sy nasie sal wees. En ons lees van hierdie in Deuteronomium 12 vers 9 tot 10 wat sê, want julle het nog nie die wederkoms van Christus en ons wag met afwagting tot die dag wanneer Jesus terugkom, en dit is waarin ons hoop is. En dis behoort om vir ons vreugde en hoop te kweek in ons harte. Dis behoort om vrees te kweek vir die wêreld daar buite, maar nie vir ons nie. Maar is dit nie tog waar dat al 2000 jaar verby is en dat in daai 2000 jaar elke gelowige wat geleef het gesterf het? Nie een van hulle, Paulus of Petrus, leef vandag nog nie. Maar is dit nie waar dat eintlik jou wederkoms is ook die dag wanneer jy sterf? Want dan het jy nie meer 'n kans om dinge reg te maak nie, om die Here aan te neem. En wat ek daarmee bedoel is hierdie gedeelte sê, terwyl die belofte nog staan van die rus. En die belofte staan tot die dag wanneer Christus terugkom. Daarna het jy nie meer 'n kans om jou saak met Christus reg te maak nie. Maar dieselfde vir elke gelowige wat sterf voor dit. Die dag wanneer jy sterf, eindig daardie belofte vir die wat nie geglo het nie. Jou kans is verby, jy kan nie meer vir Christus aanneem. En vers 2 beweeg dan aan, en het sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was. Nou vers 2 beweeg aan, en sê dat die evangelie, ons het dit ontvang. Maar waarna verwys hulle as hulle sê, hulle het dit ook ontvang? Nou, as hulle verwys na ons het dit ontvang, verwys dit na almal wat leef na Christus. Ons het die evangelie van Christus ontvang en ons kan daarin vashou. Is dit nie waar nie? Deur die geloof wat die Gees in ons kweek. Maar as hulle verwys na hulle, verwys hulle eintlik na die Israeliete wat ook die evangelie gehoor het in die tyd van Moses. En ek sê die, want hoofstuk 3 van Hebreërs, net voor ons hoofteksgedeelte, sê die volgende in vers 16 tot 19. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder die leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het? Wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle nie in sy rus sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan. Nou, in hoofstuk 3 van Hebreërs
vergelyk die skrywer eintlik vir Christus op met Moses. En die rede hoekom hy dit doen, en eintlik in die hele boek van die Hebreërs, vergelyk hy vir Christus met engele, vergelyk hy vir Christus met Moses, om eintlik vas te stel dat Christus bo almal is. Want onthou die konteks was, die Jode het hulle voorvaders partykeer verafgod, vir Abraham, vir Moses. Hulle het partykeer eintlik hulle gesien as nie mense nie, tot die engele wat God altyd gestuur het in die Ou Testament om hulle te kom help. En die skrywer skryf die boek van die Hebreërs om eintlik God die Seun, Christus, sy soewereinheid vas te stel, dat hy bo alle dinge is, dat hy bo die engele is, dat sy reddingswerk baie meer en groter was as Moses se, en ook sodoende dat sy reddingswerke ewigheidswaarde dra. Maar in hoofstuk 3 se einde sien ons dat Jesus soveel meer as Moses was, want elke persoon wat Moses uit Egipte uitgelei het gesterf in daai woestyn, tot Moses homself. Nie een van hulle het in die beloofde land ingegaan, en in die konteks van vandag, in die rus van die Here. So maak nie saak wie Moses was nie, sy reddingswerk as mens, was nie soos Christus nie. En dan kan ons ook sê, die mense, die nageslagte van die Israeliete in die woestyn, wat tog in die rusplek ingegaan het nie 'n ewige rus daar gevind nie. Elke keer wat hulle ongehoorsaamheid getoon het God nasies gestuur om hulle te vernietig omtrent. Het hy hulle in ballingskap uit die land uitgevat, partykeer vir jare op 'n slag, deur die Babyloniese ryk, en so kan ons aangaan. En tot hierdie rusplek wat God vir hulle geskep het, was nie 'n ewige rusplek nie. Dit was nie 'n finale rusplek nie. Maar dis hoekom vers 2 van ons hoofteksgedeelte sê, niks van die prediking het hulle gebaat nie, want hulle het nie geloof gehad nie. En die vraag is dan nog steeds, hoe kon hulle die evangelie gehoor het, as hulle voor Christus geleef het? Nou as ons na die woord evangelie kyk, verwys dit eintlik na die goeie nuus en die verlossingsplan van God. En dis hoekom, dit was ook 'n evangelie. Want God het aan Moses geopenbaar sy verlossingsplan vir sy nasie, om hulle uit Egipte uit te haal en hulle in Kanaan, die beloofde land, te bring, in sy rus in. En sodoende het hulle eintlik 'n basiese evangelie gehoor, maar hulle kon nie daarin vashou nie, want hulle het nie geloof gehad. Is dit nie waar in die wêreld vandag ook nie? Die wat nie geloof het nie, sal nie in die rus van God in beweeg as hulle sterf nie. En dis hoekom vers 3 sê, want ons wat geglo het, gaan in die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. En wat vir my so mooi en bemoedigend is, ons kan glo omrede ons geloof het. Geloof het in die evangelie, en sodoende kan ons in die rus in beweeg. En ons moet besef, wat is die einddoel van die goeie nuus? Is om op te eindig by God. Is dit nie waar nie? Is dit nie die ewigheidsplan nog altyd van God nie? En sodoende kan ons eintlik sê, dat met Moses se storie het God al Christus se storie vertel. God se plan was nog altyd om sy mense in sy rus in te bring. Ons gaan volgende Sondag so bietjie meer in dit indelf, maar ek noem dit net. Wat het God gedoen nadat hy vir 6 dae geskep het? Hy het gerus, en hy rus tot vandag toe nog. Sy plan met die mensdom was net nog altyd om hulle in sy rus in te bring, waar hy is. Is dit nie waar dat God nog altyd in die hemel was nie? Nadat hy geskep het, het hy in die hemel gebly. Genesis sê tog dat hy gewandel het saam met Adam in die tuin, maar dit was deur sy gees. Hoekom is God alomteenwoordig? Want sy gees is oor ons. God se werk was afgehandel na die skepping. Hy het nog nooit weer gewerk. Die dink wie het vir ons sondes kom sterf? Christus Jesus. Wie het ons ontvang daarna? Die Heilige Gees. Die Gees gee vir ons die gawe van geloof.
En dis hoekom Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê vir ons, en hier is my kosbaar, ons moet besef dat die geloof wat ons het, en die geloof wat mense kort om aan die evangelie vas te hou, kom nie uit die mens nie. Hoeveel keer het jy nie al in jou lewe by 'n plek gekom wat jy eintlik sê, hoorie maar, ek kort meer geloof nie. Ek soek meer geloof nie. Ek soek 'n verdiepe betekenis van wie die Here is. Ek soek 'n dieper verhouding met hom. En dan probeer jy in jou menslikheid dat dit groei. Ek glo elke persoon wat hier sit, het al gedoen. Maar weet julle wat, dit kan nie groei as jy probeer in jou menslikheid nie. Want dit kom nie van die mens af nie. Dit kom van die Gees af. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En wat vir my baie bemoedigend is besef ons hoe geseënd is ons en wat se tydperk ons leef. Want hoekom kom die Israeliete nie vashou? Ons dink baie keer ons is soveel beter, né? Hulle het net uit Egipte uitgekom, kom hulle by 'n berg aan waar God vir hulle die wet gee om te volg sodat hulle weet hoe om gehoorsaamheid te toon teenoor hom. In daai tydperk, net nadat hulle uit Egipte uitgekom het, wat doen hulle? Hulle bou 'n afgod. Hulle aanbid dit. En ons dink baie keer as ons daar was, sou ons dit nie gedoen het nie. Ek beloof julle, ons sou miskien 2 gebou het. Nie net 1 nie. Want hulle het nie die geloof gehad wat ons tans het nie. Hulle kon dit nie gehad het nie, want Christus het nog nie gesterf nie. Hy het nog nie opgevaar hemel toe sodat die Gees kan afkom. En dis hoekom die woord sê, ons kan nie roem in onsself nie, want elke goeie werk wat ons doen deur die Gees, kom nie uit die mens uit nie, maar kom van die Gees af. Tot die vrug wat Tannie Loksie so mooi vir ons daar voorgemaak het, die vrug van die Gees, dit kom van die Gees af. Die gawes wat ons verkry, kom van die Gees af. Die liefde wat ons verkry vir mekaar, kom van die Gees af. Die redding wat ons verkry is bewerkstellig deur Christus, maar die geloof wat ons kort om gered te word, kom van die Gees af. Mense, besef ons hoe bevoorreg is ons. Besef ons dat ons werklik in 'n genade tydperk leef. Maar dink julle nie ons vat dit so 'n bietjie van selfsprekend nie? Omrede, ons het nie hierdie roeping om vir 40 jaar deur 'n woestyn te trek nie. Ons verkry 'n roeping om net hierdie boodskap te verkondig van God se rus. Wie in hierdie wêreld sal nie wil vashou en wil glo dat eendag is daar 'n rusplek vir ons nie? Is dit nie eintlik die rede hoekom Christus gekom het nie? Maar dan kan ons ook sê die doel is van ons lewens hier op aarde, nie net om self in die rus van God in te beweeg nie, maar om ander die pad ook te wys tot daai rus. Om in die hemel by God op te eindig vir ewigheid. En ek wil net hierdie duidelik maak, en ek het so 'n paar jaar terug ook hieroor gepraat. Die hoop is nie om ewig te leef nie. As jou hoop geplaas word om net nie hel toe te gaan nie, beloof ek jou vandag is jy 10-1 nie gered nie. En dit is 'n feit. Jou hoop is behoort om te wees dat jy ewigheid by God sal wees. Dominee Tian van PE het 'n preek gedoen en ek het dit al baie genoem, waar hy gepreek het oor die ewigheid en hy het gesê, die toppunt van alle vreugde is om eendag van aangesig tot aangesig die Here te aanskou. En dis die bron van alle ander vreugdes wat ons ontvang op hierdie aarde. En dan wil ek graag vanoggend net die volgende ook met julle deel. In die begin van ons hoofteksgedeelte staan daar, ons moet vrees hê. Vrees dat die mense waarvoor ons lief is, miskien nie hierdie boodskap ken en ook nie hierdie geloof het nie. Mense, dink julle as ons werklik glo dat God bestaan en die hemel vir ons wag, sal ons nie met meer ywer hierdie boodskap verkondig aan ons geliefdes nie? Want ek dink tans het ons hierdie backseat tipe geloof soos om Freddie altyd sê. Nee, hierdie backseat. As ons werklik glo hierdie dinge bestaan, sal ons nie ons snee deurskuur
deur te bid vir die vir wie ons lief is nie. Vir die wat hom nie ken nie. Ons het nou deur die week iemand afgestaan in die dood wat ons vir baie jare geken het, maar weet julle wat was hartseer? Dis iemand wat ons geweet het nie die Here ken nie. En weet julle wat? Jy voel so leeg as daai persoon sterf. Ek sê vir Michaela, wat sê mens as predikant by so 'n persoon se begrafnis? Behalwe om die evangelie te verkondig aan die wat nog verlore is, wat daar sit. Wat se hoop het daai familie? Ek dink nie ons besef die finaliteit van die dood en dat daar nie meer kanse is nie. En ek sluit af met die volgende. Mag ons ook ywer en werk sodat nie een van ons geliefdes nie hierdie evangelie hoor nie. En op hierdie punt wil ek hê jy moet vir jouself vra, hoeveel keer deur die week verkondig jy hierdie evangelie by die werk, daar waar jy is? En miskien vir jouself die vraag vra, het ek al ooit hierdie jaar vir iemand vertel van hierdie rus van die Here? Of het ek nie? Want is dit nie eintlik hoekom ons sit hier vanoggend nie? Is dit nie die doel van hierdie kerk? Ons het volgende Saterdag het ons 'n vergadering en ons gaan weer praat oor finansies en klomp dinge, maar weet julle wat is die doel van daai vergadering? Die evangelie. Hoe ons meer doelgedrewe die rus van die Here kan verkondig in hierdie wêreld. Sodat mense dit nie net kan hoor nie, maar daarin kan vashou deur die Gees. En dis hoekom ek sê, ek staan saam met julle beskaamd en skuldig dat ons nie bidende gemeentes meer is nie. Is dit nie waar nie? Ons het bidure wat niemand bywoon nie. Is dit nie waar nie? Ja, ons het by die Bybelstudie, want dit is interessant, maar as dit kom by eintlik om op te tree in die geloof, om iets te doen vir ander, dan is niemand daar nie. Maar as daar 'n boodskap is vir my, dan is ek daar. As dit 'n interessante boodskap is wat ek wil hoor, dan is ek daar. En is dit nie eintlik die teenoorgestelde van waartoe die Here ons roep nie? Mag ons begin hierdie rus verkondig, onthou julle die vorige Sondag se preke, want Christus is waardig van dit en genoeg vir elke Sondag. Ons word alleenlik deur genade gered. Nou wil ek afsluit met Spurgeon se woorde, ek gaan dit in Engels lees, dan gaan ek dit in Afrikaans tot my beste vertaal. En hy skryf oor hierdie ywer, hierdie vrees, hierdie arbeid wat ingesit word, sodat niemand verlore mag gaan nie. En hy sê, if sinners will be damned, let them leap over our bodies. And if they will perish, let them perish with our arms about their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, at least let it be filled in the teeth of our exertions. And let not one go there unwarned and unprayed for. En in Afrikaans, verskoon my Engels, ek is van die Vrystaat af. As sondaars hel toe gaan, laat hulle oor ons liggame in die hel inspring. En as hulle vergaan, laat hulle met ons arms om hulle knieë vergaan, met ons smeeking om te bly. Laat nie een in die hel ingaan sonder waarskuwing of sonder 'n gebed nie. My vraag is vandag, bid ons nog vir die verlore wêreld? Of bid ons net vir onsself? En ek dink, as jy hierdie vraag beantwoord in jou hart, jy sit tans daar en ek staan ook skuldig teenoor hierdie. Bid ons nie miskien vandag baie meer vir die kerk wat al reeds gered is, as vir die verlore wêreld wat nog nie vir Christus ken nie. Daai persoon wat jou seermaak by die werk, in die familie. Bid ons nog vir hulle met hierdie ingesteldheid, dat ek sal sterf vir jou om vir Christus te ontmoet. Mense, ons rus is eendag. Christus sê, moenie verbaas wees as hulle jou haat nie, want hulle het my eerste gehaat. Paulus skryf, Christus het gelei en ons moet volg in sy lyding. Ek wil net vir julle vra, lei ons nog? Ek dink nie ons doen. Ons lewe in 'n tydperk wat so geseënd is en dat elke persoon wat die evangelie hoor, 'n kans het om tot redding te kom. Ons kerke is leeg omrede ons versuim hierdie aspek van ons geloof. En dit is om uit te gaan na alle nasies toe. Dit is om die evangelie te verkondig. Amen. Kom sluit die oë.
Vader, waar ons nou in eenvoud uit die woord na u rus gekyk het, liewe Heer. Vader, prys ons u met elke molekule in ons liggame vir die genade wat Christus vir ons getoon het aan daai kruis. Maar Vader, help ons om te begin waardig wandel aan daai kruisdood. Vader, dat ons nie meer sal speel Christenskap nie, maar dat ons die rus wat ons sê ons aan vashou sal verkondig aan die mense wat geen rus het nie. Dat ons sal sterwe vir hierdie doel, dat die eie ek bietjie sal terugstaan in my lewe, sodat die Gees deur my kan leef. Vader, elke belofte wat U aan ons maak, is gekoppel nie omrede ons iets is nie, maar is gekoppel aan Christus wat waardig was aan die kruis, wat vir ons sondes gesterf het. Vader, help ons as gemeente, help ons as Christene, as U kinders, om hierdie boodskap uit te dra. Vader, brand daai vrees uit ons uit wat ons het. Brand die luigheid uit ons uit. En Vader, dat ons begin opreg optree oor dit wat werklik belangrik is. Dat die wêreld ons nie sal insluk met sy dinge nie. Dat ons tog in hierdie wêreld sal leef, maar sal leef asof ons nie van hierdie wêreld afkomstig is nie. Dat ons waardig sal wandel aan die titel van wedergeboorte. En Vader, elke een van ons wat hier is vanoggend staan skuldig aan dit. Vader, ek en Kluisie, mag U ons weer in perspektief plaas. Mag U weer ons opgewonde maak om te ly vir U. En mag ons met 'n lied in ons hart sonder skaamte hierdie evangelie verkondig. Want U is waardig. En Vader, ek bid ook vir die vanoggend wat miskien al aan hierdie hoop nie meer vashou nie. Vader, mag U hulle opgewondenheid gee in hulle harte. Nie net vir die seun se terugkoms nie, maar om eendag by U te wees. In totale vrede, liefde en 'n omsingeling van U teenwoordigheid. Vader, mag ons drome oor 'n droom. Mag ons opgewondenheid nie net kweek in ons eie harte nie, maar ook mag dit oorloop sodat ander daai saad in hulle ook geplant sal word. En Vader, mag mense vir Christus in ons raak sien. Ons vra al hierdie dinge in U wonderlike naam. Amen. Ek vra dat julle sal staan dan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie.